Goeiedag en baie welkom by Sin Maak. Sin Maak waar ons saam sin maak oor die wil van God en hoe om dit toe te pas ook uiteindelik in ons lewens vandag. Ons lees die Bybel want dit sal vir ons sin maak. Ons maak vandag sin saam van 1 Petrus 4 vers 12 tot 19. Ons is al 'n tydjie lank besig met 1 Petrus en ons is nou by die laaste perikoop of die laaste deel van die hoofstuk 4. En nou volgende week gaan ons oor na hoofstuk 5 toe waar ons 'n week of 2 daar sal spandeer. En dan sal ons aanbeweeg na 2 Petrus toe waar ons dan nou saam sin sal maak van die Here se wil daar. Maar kom ons maak sin vandag van 1 Petrus 4 vers 12 tot 19. Ek wil julle aanmoedig om die video weer eens hier net te stop en dan die teks self deur te lees. Kyk wat vir jou uitstaan en dan ontdek ons saam en breek oop die teks verder. Ek lees soos ouer gewoonte vir ons die 2020 vertaling van die skrif, want dit is net my eie voorkeur. Dit is vir my 'n mooier vertaling en 'n meer direk vertaling as die vorige 2 vertalings wat daar is in Afrikaans. Maar dit beteken nie dat jy moet jou eie vertaling eenkant toe skuif nie. Dit is net die teks wat ek gebruik vir die Bybelstudies wat ons aanbied. Goed, so, nadat ons nou klaar die video gestop het en dan nou die teks gelees het, kom ons kyk hoe dit vir ons dan saam sin maak. 1 Petrus 4 vers 12. Geliefdes, moenie verbaas wees wanneer 'n vurige beproewing oor julle kom, asof iets vreemds met julle gebeur nie. Petrus sê vir ons in vers 12, eerstens dat hy aan geliefdes, wat 'n vorm is van 'n pastorale omgee, 'n term of endearment. Dit is 'n omgee term. So wanneer ek met iemand praat wat ek voor omgee, dan kan ek ook sê my geliefde. Wanneer jy dink aan jou verhouding met jou vrou of jou man, my liefie, my bokkie, my dingetjie. So ek gee om vir die persoon aan wie ek dan nou skryf. Verder en hy sê dan, geliefdes, moenie verbaas wees nie. So daar's 3 elemente wat ons sien hier voorkom. Moenie verbaas wees nie, 'n vurige beproewing en iets vreemds. So moenie verbaas wees, moenie in skok staan en sê, o my wee, wat is hierdie dinge wat ek nou beleef nie? Snak nou jou asem. Moenie verbaas wees wanneer vurige beproewing. Nou vurige beproewing moet ons nou nie verstaan as dit wat eendag sal kom en die vuur van die hel wat die beproewing is oor julle kom. Dit is nie waarvan hy praat nie. Hy praat van nou in die teenwoordige tyd. Moenie verbaas wees wanneer vurige beproewing oor julle kom nie. So daar sal gaan beproewings oor ons pad kom en wanneer hierdie beproewings kom oor ons pad, dan gaan dit baie keer vurig wees. Dit gaan kwaai wees, dit gaan ernstige beproewings wees. So verbaas, moenie verstom wees, moenie snak na jou asem en wonder, o my wee, waar kom dit nou vandaan nie? So moenie snak na jou asem wanneer ernstige, vurige, moeilike beproewings oor jou kom nie. Kom ons definieer gou die beproewings en versoekings. So wanneer ons kyk na beproewing is gewoonlik iets wat ons louter om uiteindelik nader in ons verhouding tot God te lewe, sodat ons uiteindelik ook kan getuig van ons geestelike groei wat daar plaasvind. Hierdie beproewing is gewoonlik iets wat ons geestelik laat groei, ons geloof laat suiwer, soos in die geval van silwer of goud of edelmetaal wat gesuiwer of gelouter word. Dit is ook dikwels 'n pynlike of swaar ervaring wat uiteindelik vir ons die Here se wil duideliker sal wys. God gebruik dikwels ook dit om 'n gelowige nader aan hom te bring. So dit is wat beproewing is en ons sien dit ook in die lewe van Abraham en ons sien ook Jakobus skryf daarvan. Jakobus spesifiek, Jakobus 1 vers 2 en 3, die wat praat oor die beproewing, waar hy sê, as allerhande beproewings oor julle kom, want julle weet dat die beproewing van julle geloof volharding bewerk. Dit is een van die bekendste tekste wat handel oor beproewing in die Bybel, is Jakobus 1 vers 2 en 3. Wanneer dit kom by versoeking het ten doel om ons te versoek weg van ons doel met God. So God se doel is dat ons in verhouding met hom moet lewe en wanneer versoeking oor ons pad kom, dikwels kom dit van die Satan af, wat versoeking oor ons pad wil bring. En ons sien dit ook in die skrif, waar Christus versoek is in Matteus 4. Versoeking deur die Satan wou lei, Satan wou gekom het en gesê het, hierso is vir jou koekies, kom na my toe. So, en ek stel dit nou baie platvloers, maar dit het alle respek en gesag steeds nodig in die konteks van die skrif.
Nou, Satan het gekom om vir Christus te versoek en sê, maar as jy voor my neerval, sal ek vir al die koninkryke gee. So, sy doel was om, Satan wou vir Christus weglei van sy doel, om steeds te volhard in geloof, tot die Vader, in verhouding te leef met die Vader. So, beproewing is synoniem met loutering, wat lei tot geestelike groei, terwyl versoeking dan nou uiteindelik ten doel het om ons weg te vat van ons oorspronklike doel, weg van hier af. So, wanneer Petrus praat en hy skryf, vurige beproewing oor julle kom, moenie dit nie hanteer asof dit iets vreemds is nie. Wat bedoel hy hiermee? Iets vreemds, ons is gelowiges en dit is nie vir ons vreemd dat ons weet ons gaan beproef word nie. So moenie verbaas wees as daar moeilike beproewings oor jou pad kom nie, want dit is nie iets vreemds vir jou nie. Dit is nie onbekend nie. Dan gaan hy verder en sê, wees eerder bly. Wat is hierdie bly? Dit is 'n opgewondenheid, 'n geloof, volwassenheid, 'n geestelike groei. Ons is bly daarin, naarmate julle deel het aan die lyding van Christus, sodat julle ook by die bekendmaking van sy heerlikheid uitbundig sal kan jubel. Bekendmaking van sy heerlikheid dui op die toekomstige dinge, so dit wat in die toekoms sal plaasvind, die wederkoms, die eskatologie van wat dit daar is, en die dinge rondom die wederkoms. So wanneer ons beproewing nou volhard, en wanneer ons die lyding kan verduur, en bly wees daarin, sal ons soveel meer jubel en juig, en bly wees en uitbundig, onbeskryflike vreugde hê, met die wederkoms van Christus. Bekendmaking van sy heerlikheid is dan wanneer hy terugkom en dan die finale oordeel sal plaasvind, en dan sal ons uitbundig kan jubel en bly wees. Dit is ook belangrik om nou te noem, wanneer ons hierso praat van die lyding, is dit net nog 'n teken van ons wat behoort aan Christus. Die beproewing wat daar is, die lyding wat daar is. Een van die reformatore, Johannes Calvin, het ook gepraat hiervan, en dan sê hy, dat lyding is juis 'n teken dat ons aan Christus behoort, en daarom moet ons bly wees. So daar's ook 'n troos daarin, dat ons beproef word, en in beproewing en swaar kry ook baie keer. Vers 14, as julle terwille van Christus se naam beledig word, gelukkig is julle. Dit klink nou weer baie vreemd om so iets te sê. Maar as julle terwille van Christus se naam beledig word, gelukkig is julle. En hierdie herinner ons dadelik aan die saligspreuke. En die saligspreuke vind ons in Matteus 5 vers 1 tot 12, waar ons dan nou sien in vers 11 wat vir ons sê, geseënd is julle wanneer mense julle beledig en vervolg en allerhande kwaad dinge van julle praat terwille van my. Waar Christus dan nou uiteindelik sê, maar julle sal vervolg word, julle sal lyding verduur as gevolg van my. Ons sê ons is Christene, die wat nou daadwerklik in verhouding tot God staan. Ek praat nie van lou warm Christene wat nie regtig 'n verhouding met God staan nie. So wanneer ons in verhouding met God staan en mense ons valslik beskinder, beledig, allerhande kwaad van ons sê, wees gelukkig, wees salig, salig is jy, geseënd is jy. So salig is die ander woord vir dit is geseënd. So gesalig, gelukkig, geseënd is julle wanneer mense julle beledig. Hoekom? Dan gee jy die rede. Omdat die gees van heerlikheid, dit is die gees van God op julle rus. Dis die tweede troos wat ons nou al sien in hierdie teks. Ons is nou al 3 verse in hierdie preekkoper, en dis die tweede troos wat ons sien. Die Heilige Gees is by ons, die Gees van God rus op ons. Dis 'n aktiewe teenwoordig wees. So dit is die Gees van God wat op julle rus. Dit is 'n aktiewe handeling wat tans plaasvind. Dit is so. Dit is nie iets wat nog moet kom nie, of dit is nie iets wat klaar gebeur het en nou nie meer geplaasvind nie. Dit is daar. So die Gees van God rus op ons, daarom is ons gelukkig en salig, geseënd, wanneer mense ons dan ook uiteindelik beledig in die naam van Christus. Nou gaan hy verder, en dit is belangrik om nou iets hier te sê, as ons dit aan die hand van 'n sekulêre wêreldse voorbeeld kan beskryf. Wat is die verskil tussen goeie en slegte skuld? Nou, ek is nie 'n finansiële kenner nie, so wanneer ons praat van goeie en slegte skuld is dit wat ons byvoorbeeld, ons het 'n huis gekoop. So die huis wat ons gekoop het, is goeie skuld, want daai waarde neem dan nou uiteindelik toe. Terwyl slegte skuld is 'n skuld wat ons nou by 'n loan shark maak, of skuld wat ons nie afbetaal nie, of kredietkaartskuld ensovoorts. So ons het goeie skuld en slegte skuld. Nou dieselfde met lyding en beproewing wat daar is. So in vers 15 en 16 sien ons spesifiek hierdie voorbeeld.
die verskil tussen die goeie leiding en die slegte leiding. Vers 15 sê vir ons, niemand van julle moet immers as moordenaars of diewe of kwaaddoeners of bemoeisieke lei nie. As iemand egter lei omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik op grond van hierdie naam. Vers 15 gee vir ons die slegte leiding, terwyl vers 16 vir ons die goeie leiding gee. So dit is goed om te lei vir Christus, of goed om te lei terwille van Christus se naam, terwille van ons identiteit in Christus, want as ons hier so lees en sê, moet hy hom nie skaam nie. So as ek en jy lei, omdat ons 'n Christen is, moet ons nie daarvoor skaam nie, want Christus het hom nie geskaam vir ons aan die kruis nie. So ons moet onsself nie skaam vir die lyding wat ons verduur nie. Maar God verheerlik op grond van hierdie naam. So dis die goeie lyding wat daar is. So as ons lei as gevolg van ons Christenskap, ons identiteit in God, dis goed. Die slegte lyding is wanneer iemand lei as gevolg van 'n moordenaar of dief of kwaaddoener of bemoeisieke. Bemoeisieke is 'n woord wat ons nie noodwendig meer vandag gebruik nie of bekend is nie. Bemoeisieke is dieselfde in die 83 vertaling praat hy van kwaadstokers. So wat is dit? Dit is iemand wat hulle self die hele tyd inmeng op plekke waar hulle nie behoort te wees nie. So dit is nogal 'n groot verskil tussen 'n moordenaar en 'n bemoeisieke. Dit is amper om te vergelyk dat ons mag nie onsself so dronk drink en in 'n dronkenskap leef nie, teenoor iemand wat byvoorbeeld uitleef in perversiteit soos 'n pedofiel. Dis twee groot verskille wat hy maak, maar albei bly sonde. Om in gewoond in dronkenskap te leef en om 'n pedofiel te wees is sonde. So, maar dit klink nou soos twee radikale vorms van sonde. Nou dieselfde hierso, of jy nou 'n moordenaar is of iemand is wat kwaadstook en inmengerig is, dit is 'n verkeerde lyding. Dit is 'n slegte vorm van lyding. Jy moet nie daarvoor lei nie. Waarvoor moet jy lei? Jy moet lei vir die naam van die Here, vir God self. Dit is 'n goeie lyding, nie die een waar ons lei vir moordenaars of twissoekers en kwaaddoeners nie. Hy gaan nou verder in vers 17, hy sê, dit is immers tyd dat die oordeel begin, en wel by die huishouding van God. As dit by ons begin, wat sal dan die uiteinde wees van hulle wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Vers 17 moet ons nou gedagte hou, wat is die konteks waarvan hy praat? Hy sê, immers die tyd dat die oordeel begin. Dit is immers tyd dat die oordeel begin. Laasweek het ons gepraat en te sien ons, hy sê, die einde van alle dinge is in sig. So dis weer eens daai herinnering dat die tyd raak min, ons het ons pad en ons geloof en ons verhouding met die Here reg kry. Dit is die tyd vir die oordeel gaan nou begin. En waar begin dit? By die huishouding van God. So in die gemeenskap van gelowiges, by die kinders van God self. So God reinig altyd sy kinders en in sy verhouding met sy kinders ook die uitverkorenes, die wat moet lewe op die pad van heiligmaking. So dit begin by myself, dit begin by my eie huis, by my eie geloof, by my eie verhouding tot God. So dit begin alles daarso. En as dit by ons begin, soos wat ons nou sê, God se eie huis is en sy eie kinders eerste, wat sal die uiteinde wees van hulle wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? So hier word nou gepraat van mense wat nie onkundig is nie, maar mense wat in die gemeenskap van gelowiges is en steeds ongehoorsaam is tot die wil van God. So hulle is nie onkundig nie, hulle is ongehoorsaam en ongewillig om die wil van God uit te leef. Vers 18, want as die regverdiges beswaarlik verlos word, wat sal van die goddeloses en sondaars word? Vers 18 is 'n retoriese vraag. Dit is nie 'n vraag waarop ons 'n antwoord eksplisiet kry nie. Maar wat kan ons sien hierso? In vers 18 is dit ietsie van 'n nou maar 'n ding wat kom. Amper soos die koninkryk van God. Dit is reeds hier, maar dit moet nog kom. So ons beleef nou al is voorsmaakie van dit wat moet kom. En dieselfde daarvan. As ons beswaarlik verlos word van die lyding, want die lyding is die konteks waarvan ons praat, wat ook van die goddeloses? As ons wat kinders van God is, nou beswaarlik verlos word. So net verlos word van die lyding en wat daar is. Wat van die goddeloses? As ons wat sê ons is kinders van God is,
en ons word beswaarlik verlos, net verlos van die lyding. Wat van daai goddeloses wat, hulle sal ons dit nou nie verlos word daarvan nie, want hulle is nie deel van die kinders van God nie. Hulle is goddeloses, hulle is sondaars, nie gelowiges nie. En dan vers 19. Nou vers 19 is nou die vers waarna ek nou nogal redelik uit te sien om oor te praat. Want vers 19, die 83 vertaling se interpretasie en die 2020 vertaling se interpretasie is amper wil ek sê teenoor mekaar. Dit is baie uiteenlopend. So vers 19 sê vir ons, dis moet ook hulle wat in ooreenstemming met die wil van God lei, hulle lewe aan die getroue Skepper toevertrou deur te doen wat goed is. Dis die derde troos wat ons kry in hierdie perikoop. Nou vers 19 is baie duidelik. As ons lei in ooreenstemming met die wil van God, hulle lewe aan die Skepper toevertrou. So omdat ons lei as gevolg van dat ons God se wil uitvoer, kan ons lewe toevertrou aan God. Maar die 83 vertaling laat dit klink asof ons lei omdat dit God se wil is. Want vers 19 lees in die 83, daarom moet die wat lei omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die Skepper. So die 83 vertaling sê vir ons hierso, daarom moet die wat lei, omdat God dit wil hê. God wil hê jy moet lei, sê die 83 vertaling. Terwyl die 2020 vertaling vir ons hierdie mooi uitdrukking gee van wat die oorspronklike bedoeling is. Dis moet hulle wat lei in ooreenkoms met die wil van God. Met ander woorde, as jy lei omdat jy die regte dinge doen volgens die wil van God, hulle lewe aan die getroue Skepper toevertrou deur te doen wat goed is. So ons sien in hierdie perikoop dat daar sal lyding wees. En omdat ons gelowiges is, moet ons nie verbaas staan en sê, o wee, maar ons het dit nou nie verwag nie. Want ons is gelowiges, ons is kinders van God, en omdat ons dit is en ons identiteit in God kry, juist daarom moet ons nie verbaas wees nie. En dan sien ons hierdie pragtige troosryke boodskap, waar daar in vers 12 al vir ons sê, daar is troos. Die vertroosting wat daar plaasvind. Dan vers 13 waar nog getroos is. Vers 14 waar nog getroos is. En dan vers 19 waar nog getroos is. Mag elkeen van ons ook troos vind hierin, dat ons waarlik kinders van God is, en omdat ons die kinders van God is en die identiteit in God kry, mag ons in beproewing en in lyding daadwerklik vas staan en gelouter word om net nog meer te wees soos dit God van ons verwag. Ek hoop hierdie deel het vir elkeen van ons sin gemaak. Tot volgende week. Totsiens.